dat God van ons verwag om mense te vergewe. Ons moet mense vergewe. En dan het ons ook die laaste paar weke so 'n bietjie gesels oor Paulus wat aan Timoteus skryf en vir hom sê dat hy nie soos die mense van hierdie wêreld moet wees nie, maar dat hy 'n jong man is wat moet onthou dat sy identiteit lê in Christus en dat hy soos Christus moet optree in alles wat hy doen. En onder andere het ons gesels oor die feit dat elkeen van ons onder die 1% van die wêreld se bevolking val wie die rykste in die wêreld is. Elkeen van julle wat hier sit, val onder die 1% van die rykste mense in die wêreld. My broer, dit was nou jou kans om jou vrou te tik en te sê, I've made it. Vandag wil ek met jou gesels oor my tweede laaste boodskap in hierdie reeks, wat ek noem vertroue bo begrip. Daar was 'n astronomiese man gewees met die naam Thomas Merton. En Thomas Merton het hierdie pragtige ding geskryf. Hy het gesê, my Here God, ek het geen idee waarheen ek op pad is nie. Ek sien nie die pad voor my nie. Ek kan nie met sekerheid weet waar dit sal eindig nie. Ek ken ook nie werklik myself nie. En die feit dat ek dink ek volg U wil, beteken nie dat ek dit werklik doen nie. Maar ek glo dat die begeerte om U te behaag, U wel behaag. Is dit nie mooi nie? Ek hoop dat ek daardie begeerte het in alles wat ek doen. Ek hoop dat ek nooit iets sal doen sonder daardie begeerte nie. En ek weet dat as ek dit doen, U my op die regte pad sal lei, al weet ek niks daarvan nie. Daarom sal ek altyd op U vertrou, selfs al lyk dit of ek verlore is en in die skaduwee van die dood verkeer. Ek sal nie vrees nie, want U is altyd by my en U sal my nooit alleen laat om my gevare die hoof te bied nie. In 1867 het Charles Spurgeon preek nommer 736 gepreek in die Metropolitan Tabernacle in Newington. Sy boodskap was getiteld A Happy Christian. Hy het gepreek vanuit Jesaja 58:11 en die opsomming van sy boodskap was min of meer so dat 'n gelowige is iemand wat God vertrou selfs wanneer hy nie God kan naspoor nie. Iemand wat in die donkerste uur opkyk en glo dat alles oukei is. Nou in die psalms vind ons ook sulke tipe psalms en veral hierdie een waaroor ons gaan praat vanoggend. Maar wat hierdie psalm waaroor ons gaan praat so baie uniek maak, is die feit dat ons weet glad nie wat Dawid se omstandighede was toe hy hierdie psalm geskryf het nie. Met die ander psalms weet ons presies wat die gevaar is of die kwessie is waarin hy homself bevind het. Byvoorbeeld, Psalm 51 is die psalm wat Dawid geskryf het nadat Nathan die profeet hom gekonfronteer het en vir hom gesê het, maar jy is die skuldige een. En dan hierdie pragtige uitroep van Dawid omdat hy uitgevang is. Psalm 3 weer weet ons dat dit gaan oor Dawid se seun Absalom wie in opstand gekom het teen Dawid. Maar tog, die agtergrond van hierdie psalm wat ons vanoggend na gaan kyk, word nie vir ons gegee nie. En dit by homself is eintlik baie betekenisvol, want dit wys vir ons dat hierdie psalm juis deur die Heilige Gees vir ons gegee is vir elke persoon se unieke krisis. En ja, ek gebruik die woord krisis.
So as jy jou Bybel saamgebring het, ek hoop jy bring nog jou Bybel saam, of ten minste het jy net YouVersion op jou foon. OK. So Psalm 13 vers 2 en vers 3. Skryf Dawid en hy sê, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? In hierdie 2 verse vind ons 4 hoe lanks. Ek weet nou nie of dit die regte manier is om dit te sê nie. Ou Dawid sê, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Wie van julle kan sê ek weet hoe broer Dawid voel? Hy sê die tweede, hoe lank sal U U aangesig van my af wegsteek, Here? Hoe lank gaan ek my eie planne moet maak? Hoe lank gaan my vyande vir my lag? The complaint which is given is something that we find in many of the Psalms. In Psalms 3 verses 6, the writer has the same idea. He says, my soul is so greatly troubled, but you, O Lord, how long? Psalm 74:10, how long, O God, is the foe to scoff, is the enemy to revile your name forever? Psalm 79 verses 5, how long, O Lord? Will you be angry forever? Will your jealousy burn like fire? This phrase consists of 2 important words, how and long. And I find that this is the cry in the hearts of most believers today. This is not just about the desperation while suffering, but a cry about the duration itself. In other words, most people that I speak with today say this, how long is this suffering going to last? In this passage, the words how long is repeated 4 times in a row. It is almost like the psalmist is creating a suffocating rhythm in the Hebrew language, as though he is piling suffocating words one on the other without an answer. It is as if the writer is deliberately trying to make you feel claustrophobic. And you are meant to feel the entire weight of this unresolved suffering. And many of you, if not most of you, are feeling this suffocating, claustrophobic today. Maar tog stop Dawid nie hier nie, want dit is asof hierdie versmorende uitroep nog meer suurstof kom steel. Hy sê in Psalm 13 vers 2, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Nou die woord wat vir vergeet gebruik word in Hebreëus is die woord shaka'ach. Hierdie woord beteken om iets te verloor, om daarvan vergeetachtig te wees weens 'n gebrek aan geheue of aandag. Dawid sê met ander woorde, wanneer hy met die Here praat, hy sê, Here, het U my iewers langs die pad verloor? Het U vergeet van my? Het ek dan nou nie meer U aandag nie? Dit val my nou by my pa en ma's hier. Julle sal onthou, ek het vir julle so 'n paar weke vertel van daai wrede vrou wat my so aangerand het, dis die een. Na die tyd kom lê hande op haar, hoor. Julle sal agterkom, my pa sê nie 'n woord nie, hy het vrees.
Maar hierdie woorde van het u my verloor, ek sal nooit vergeet, hier in 1988, toe word my pa Springbok toe beroep. En my ma is so bietjie moeg. En sy gaan haal 'n landkaart, onthou julle nog kaarte? En sy maak daai groot kaart oop oor die tafel, en sy druk so op Springbok, en sy sê, Here, net in case u nie geweet het nie, ek bly hier. Onthou maar dit. Dis wat Dawid hierso sê. Hy sê, Here, het u my dan nou iewers verloor langs die pad? Nou wat interessant is Dawid gebruik die Hebreëse woord shaka'ach, wat beteken om te vergeet. Maar dit wat Dawid hier vra is eintlik baie dieper as wat ons dink, want alhoewel Dawid die woord gebruik shaka'ach, praat die Bybel nie van God se shaka'ach nie, maar hy praat van God se zakar, wat beteken om te onthou. Met ander woorde, zakar is 'n aktiewe verbondsnakomende term. Met ander woorde, God het 'n verbond met jou, dat hy jou nie sal vergeet nie. In Genesis 8 vers 1, dan sien ons hoe God hierdie verbond nagekom het met Noag, wat hy sê, en God het gedink aan Noag. Met ander woorde, God het vir Noag onthou. Ons lees in Eksodus 2 vers 24 waar die volk in Egipte is. En dan het God hulle onthou. Hy sê, en God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond. En God het hulle onthou. So for David to ask, will you forget me forever, is like David asking, has the covenant tie been broken? Or has your covenant relationship with me been severed? So David isn't asking this question because he's feeling down in the dumps, but he is asking a very serious question. God, have you broken covenant with me? He is asking God whether God's covenant of faithfulness and steadfastness still holds true. David uses the word forever. This means that David isn't asking why God is delaying his answer, but he fears that the relationship between him and God is permanently damaged or broken. So we don't see a man being arrogant with God, but a man who is scared that God might have left him. And this really completely describes each and every one of us. David says, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? David isn't trying to sound like a poet when he writes this. But the hiding of God's face is a covenant curse. In other words, if God was angry at his people, he would hide his face from them. In Deuteronomy 31:17 and 18, we see this. It says, then the anger will be kindled against them in that day, and I will forsake them and hide my face from them. And I will surely hide my face in that day because of the evil that they have done. So David is asking a very, very serious question here. God, are you angry with me, and have you left me? Dit beteken nie, onthou wat ek aan die begin vir jou gesê het, ons weet nie wat die konteks is van hierdie psalm nie. So dit beteken nie noodwendig dat Dawid iets verkeerd gedoen het nie. Maar dit sê ook nie dat hy nie iets verkeerd gedoen het nie.
So hy is of skuldig of hy is onskuldig, maar either way, hy sê, Here, het U my vergeet, is hierdie verhouding tussen ons gebreek. En ek wil dit net vinnig hierso noem, my broeder en suster. Wanneer ons hierdie psalms lees, dan sien ons 'n man wat eerlik is met God. En God wil hê dat sy mense eerlik met hom sal begin word. Maar moet nooit vergeet met wie jy praat nie. Moenie met God praat asof hy jou chomma is nie. Dis hoekom ek dit altyd sê, is hierdie airy-fairy spiritual scaries wat dink, hulle is verskriklik geestelik en dan na God toe gaan en vir hom sê, Papa, jy's kinderagtig, dis wat jy is. God is niemand se papa nie. God is ons Vader. En ek kan my hart teenoor hom uitstort. Maar ek kan nie met hom praat asof hy my chomma is nie. Sien met my. En ek wil jou self vra, kyk hoe jy met God praat. Wees versigtig, ek sê nou vir jou, moenie vir God jy en jou nie. Gaan jy hel toe gaan daaroor? Nee, maar ek dink dit is disrespectful. As ek dink as mense met 'n simpel ou soos ek praat, dan sê hulle soms vir my u. Mense my groet, sê hulle nie vir my Werner nie, dan sit pastoor. En ek waardeer dit, dankie. Kry. Maar as ons met God praat, dan praat mense van die ou baas daarbo. Dis God met wie ons te doen het. Daarom moenie hierdie goed vat as Dawid wat arrogant is met God nie. Dawid is eerbiedig. Hy is baie bekommerd, want hy vra vir homself, Here, waar is U? Het U my dan nou gelos? Tik aan jou buurman en sê, dis nie ek nie, maar ek weet is jy wat so voel. Dawid gebruik 'n tipe van 'n taal wat hy hier praat. En dis 'n taal wat baie gelowiges vandag gebruik. Is Dawid vra in 'n neutedop hierdie vraag: Is God besig om my te oordeel? Dawid vra, is dit hoekom dinge in my lewe gaan soos wat dit gaan? Is dit God wie ontevrede is met my en my dalk oordeel? Moenie die konteks vergeet nie. Ons weet nie wat die agtergrond is nie. Dit kan wees dat Dawid skuldig is, dit kan wees dat Dawid onskuldig is. Maar hy vra, gaan dinge in my lewe soos wat dit gaan, omdat dit God is wie my oordeel? Jy sien, dit waardeur jy nou gaan, voel dalk vir jou soos die oordeel van God, terwyl dit eintlik glad nie is nie. Maar tog voel dit so. En tog hou die Psalm die moontlikheid oop vir die feit dat die verberging van God se aangesig dalk oor redes is wat Dawid nie kan sien nie. Dit mag redes wees wat nie noodwendig gewortel is in iets wat Dawid verkeerd gedoen het nie. En dan sien ons hierdie volgende sinnetjie wat ek en jy so verskriklik skuldig aan is. Hy sê, hoe lank sal ek planne beraam in my siel? Daai frase planne beraam is dieselfde woord wat die boek Spreuke gebruik wanneer hy praat van wyse raad. Met ander woorde, wanneer die skrywer van Spreuke, Salomo, wanneer hy praat van om wyse raad te ontvang, dis dieselfde wat Dawid hier sê. Hoe lank gaan ek wyse raad moet beplan? En hierdie is of ironies, of dis 'n redelike baie bitter pil om te sluk. Want in plaas daarvan dat Dawid raad by God gaan kry, sit hy vasgevang
in die beraming van sy eie planne binne in homself. Met ander woorde, hy sit in hierdie siklus van eindelose interne planne maak sonder om enige oplossing te kry. Ek weet ek praat nie met jou nie, maar is daar dalk iemand met wie ek praat? Want ek is skuldig. My vrou veral. Jy sien, die ding is wanneer ons so in probleme sit en ons probeer ons eie planne te beraam, dan is dit juis daai planne beraming wat in sigself angs en vrees in ons lewens begin skep, want ons kry nie 'n plan nie. Hierdie ou Psalm bevat 'n realistiese, moderne probleem. En dit is die uitputtende kringloop om 'n uitweg te probeer uit te dink vir 'n probleem wat gebed nog nie opgelos het nie. Met ander woorde, ons gaan sien eerder die bankbestuurder as wat ons na God toe gaan. En ek het in daai lokval gesit en ek betaal nou nog. Ek weet julle ouens is, I get it, maar ek het al daai fout gemaak. Dawid sit in 'n baie ernstige probleem. Ek sê weer, dit mag wees dat dit iets is wat hy oor homself gebring het, en dit mag wees dat hy absoluut niks verkeerd gedoen het nie, maar nog steeds gaan hy deur hierdie verskriklike ding binne in hom. Hy wonder waar God is, hy wonder of God hom gelos het, maar dan is daar hierdie woordjie wat hy gebruik, hy sê, hoe lank, Here? Dawid doen iets besonders merkwaardig hier. Want dit klink amper asof Dawid besig is om God te beskuldig van allerlei dinge. Dit is baie duidelik dat Dawid gefrustreerd is en deel van hierdie frustrasie is teenoor God. Ek raak baie gefrustreerd met God oomskalk. My ma het hierdie mooi sê ding wat sy altyd sê. Sy sê, God is almighty, but sometimes he's mighty slow. En dan raak ons so, praat ek met enige iemand hier, wat so gefrustreerd raak. Sien jy hoe Dawid gefrustreerd is met die Here? Dawid vra 'n paar groot konfronterende vrae aan God. Maar tog noem Dawid hom Here. En dit is die Hebreëse woord Jahwe. En dit is die verbondsnaam van God. So hierdie is Dawid, wie in 'n moderne taal vir God sê, U is so ver weg. Ek sien U nie, ek hoor U nie, ek sit my eie planne en maak God van my verbond. Daar's hierdie baie wyse man, ou na wie ek nogal baie opkyk. En hy het hierdie baie mooi ding gesê. Hoor hierso. Bybelse treur, weeklaag, huil en selfspyt is nie 'n teken van ongeloof nie. Dit is geloof in sy mees hardnekkigste vorm. Dit beteken dat jy weier om die pyn te ontken en jy weier om weg te stap van die God wie dit blykbaar verantwoordelik is vir dit. Dis hoekom ek so kwaad raak vir hierdie prosperity mense, wat as jy deur moeilikheid gaan, hulle vir jou nonsens sê soos, jy het nie genoeg geld gegee nie, of jy het nie genoeg geloof nie, of jy het nou weer hierdie sonde en daardie sonde, en jy het nie genoeg slogans geskree nie, jy het nie genoeg gedeclare en decree nie. Dat prediker so dom kan wees en nog asem kan haal.
David goes through this turmoil, through this incredible pain, anguish, and suffering. But then he cries out in verse 5, "But I have trusted in your steadfast love." That word, steadfast love, can also be translated in these words, and I have combined all of those words. Then this psalm would sound like this: "But I have trusted in your steadfast love, your mercy, your faithfulness, your loyal love, your loving kindness, your gracious love, your constant love, your faithful love." There is no outcome, but then you have to remember the great things God has done for you and trust Him that He will do it again. Remember the goodness of God. Vanoggend het Nicolien daar agter gebid en ek wou kliphard amen sê, toe dog ek nee, kom ek reserveer myself want ek is tog 'n heilige pastoor. Maar sy het amper my preek vanoggend gebid. En sy het hierdie woorde gesê: "Here, ons gaan deur moeilike tye, maar ons onthou U goedheid." Dit is wat die psalmskrywer hier vir ons probeer leer. Onthou die goeie dinge wat God vir jou gedoen het, al kan jy dit nie nou beleef nie. Al kan jy hom nie sien nie. Al voel hy so ver as wat kan wees. Ek sê baie keer hierdie ding en ek het dit vir my seuns geleer van baie kleins af. Ek het vir hulle gesê, seuns, God woon in jou. En partykeer is hy nader as die asem wat jy inhaal en partykeer is hy verder as die maan. En tog woon hy in ons. Hy los ons nooit. Remember the goodness of God. Psalm 77 verses 10 to 12 says, "Then I said, I will appeal to this, to the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds." On your mighty deeds. Psalms 103 verses 2 to 4 says, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with steadfast love and mercy." Psalms 119:68, "You are good and do good. Teach me your statutes." Dit is so uiters belangrik. Dit is so uiters belangrik om 'n lewe te leef van dankbaarheid en vergenoegdheid. Hoor jy vir my? Ag, my oudste seun. Ek het 2 great kinders, hulle is niks soos ek nie. Dankie tog. Hulle het alles van hulle ma geërf en ek dank die Here daarvoor. My oudste seun bly daar in Pretoria. En die 26 November aanval hy in sonde, hy trou. En my seun werk hom in 'n koma in en sy verloofde werk haarself in 'n koma in en hulle kry baie swaar. Jy weet nou die aand praat ek en Nat met Keegan, dink dit was Sondag aand. En hy sê vir my, hulle was by 'n sekere ding en hy sê, "Pa, nou daar's mense daar en jy kan sien hierdie mense kry swaar." Hy sê, en toe ek en Johan in die kar klim, toe sê ek vir, weet jy, ek en jy klaar met 'n bakkery onder ons arms. En dan dink ek hoe swaar my kind eintlik kry.
En weet jy, toe hy dit sê, toe sê ek vir Natalie, my kind het geleer wat ek gehoop het hy doen. Wees dankbaar en wees vergenoegd. Leer om in jou lewe dankbaar te wees. Kan ons dalk 'n sekond of twee vat? Ek is amper klaar met my boodskap. Dalk 'n sekond of twee. Wil jy nie net vir God, net vir 'n paar sekondes, dankie sê. Lig jou stem op. Nie in jou gedagtes nie. Sê vir hom dankie. Kom aan, lig jou stem op. Dit is so uiters belangrik om 'n lewe te leef van dankbaarheid. Ek sien ook 'n baie indrukwekkende waarheid in hierdie Psalm. En ek wil jy moet mooi hoor wat ek sê. Ek sien nie net wat gesê word nie, maar ek sien ook wat afwesig is. Dawid vra in die eerste paar verse vir God, hoe lank? Met ander woorde, sy fokus en hoop is totaal en al op God. Hoor jy my? Maar hoor vir my baie mooi, hy demand nie dinge van God nie. Hy maak nie deals met God nie. Hy wag vir God en hy verwag God. Maar daar's twee woorde wat ek sien afwesig is. Onthou die twee wat ons oor gepraat het, hoe lank? Die twee wat afwesig is hoekom en waarom. Nou in 'n sekere mate kan ek verstaan wanneer iemand vra hoekom. En veral as dit 'n vraag is van introspeksie. Met ander woorde, as ek myself in 'n ding bevind deur te sê, hoekom is ek hier? Is dit dalk iets wat ek gedoen het? Die probleem is, baie Christene vra nie daai vraag nie, want hulle doen nooit iets verkeerd nie. Ek kan verstaan dat 'n mens hoekom kan vra. Maar die woord hoekom en waarom sien ek glad nie in hierdie Psalm nie. Nou in Afrikaans is daar nie werklik 'n verskil tussen hierdie twee woorde nie. Ek het so 'n bietjie gaan kyk. Hoekom en waarom het basies dieselfde betekenis in Afrikaans. Maar in Engels is daar 'n verskil tussen die twee woorde in how and why. So sonder om nou 'n verskriklike lang verduideliking in te gaan, as ons dit nou net so oor sou vat na Afrikaans toe, na die hoekom en waarom, dan sal ons sê, hoekom beteken om watter rede? Aan die ander woorde, hoekom is jy laat? Wat was die rede? Waarom is tot watter doel? Hierdie is twee woorde wat ons glad nie vind hier nie. Hy vra hoe lank, maar hy vra nie hoekom nie, en hy vra ook nie waarom nie. Dawid vra nie vir antwoorde nie. En ongelukkig is dit nie die gesindheid van baie gelowiges nie. Want mense voel dat God aan hulle 'n verduideliking skuld. Maar God skuld jou niks. Daar is wel antwoorde op die waarom. Hoor vir my mooi. Daar is antwoorde op die waarom, maar God gaan hom nie aan jou verduidelik nie. En hy gaan nie daai antwoorde vir jou gee nie. Wanneer ons na die verhaal van Job kyk, wat ek dink een van die mees dinamiesste verhale in die Bybel is, dan sien ons baie hoekoms. Ons sien baie waaroms. Job wil weet hoekom hy enigsins gebore is, as God geweet het dat hierdie goed gaan gebeur. Baie van julle vra dit.
Job wil die hele tyd weet, wat het ek gedoen dat ek hierdie dinge verdien? Inteendeel, daar is selfs 'n moment in die verhaal van Job waar Job sê hy wil vir God dagvaar. Hy sê hy wil vir God op die regsbank sit en dan wil hy vir God ondervra. Moenie jou kop vir Job skud nie, want jy doen dit. Maar nêrens, nie een keer nie, selfs nie eers aan die einde van Job, gee God aan Job 'n verduideliking. Maar wat ons wel sien, is 'n man wat sy hart verander het. En aan die einde van hierdie verhaal, dan lees ons hierdie pragtige woorde wat Job sê. En die boodskapvertaling sê dit vir my baie mooi. Hy sê, ek het vroeër net gehoor wat ander mense van u sê, maar nou het ek u met my eie oë gesien. This is one of the many reasons why God not only allows certain things, but why He at times causes certain things. Hoor jy vir my mooi? Ons moet wegkom van hierdie prosperity nonsens af. Daar is tye waar God nie net dinge toelaat nie, maar waar God dinge veroorsaak. En ons moet ophou dink dat die goedheid van God word gemeet aan die goedheid van 'n mens. Ons kan die goedheid en die planne van God nie verstaan nie. But this is one of the reasons why God not only allows certain things, but why He at times causes those things, is so that you will get to know Him through the suffering. Ek wil dit vanoggend vir jou sê, en ek gaan nog eendag 'n kort reeksie daar preek. Ons hoogste roeping in hierdie lewe as 'n Christen. En bitter min mense aanvaar ooit daai roeping. Bitter min. Maar jou hoogste roeping as 'n Christen is om te ly saam met Christus. Los dit daar. But God allowed these things in the life of Job so that Job would get to know God through the suffering, but God never explained Himself to Job. You may ask, why are these things happening? Why am I suffering? What is the reason? And the answer is, I don't have a definite answer for you, as God only knows the reasons. What I do know is that no trial, no pain, no loss, and no suffering is in vain. Nothing is out of the control of God. Jy sê, yes! Ek het gewag hiervoor. It's amazing! Hallo. Here, help ons. Ek sê, Here, help ons. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. 1 Peter 1, verses 6 to 7 says, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes through it and tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Hebrews 12:11, for the moment
all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ek het grappies gemaak oor my ma wat my so geslaan het. My pa, dit klink net asof sy my aangerand het. Hulle het my nie net die hele tyd geslaan nie, hoor. Ontspan. Maar vandag dank ek die Here vir elke keer wat my pa sy hande vir my gelig het. Ek dank God, want my pa en my ma het my lewe gered. Julle ouers, wat te bang is om julle kinders pak te gee, dis hoekom hulle is soos wat hulle is. Don't care. Kyk hoe Dawid se gebed verloop. Verse 2 of 3 is 'n klagte, verse 4 en 5 is smeking, gaan bestudeer hierdie Psalm by die huis. Verse 6 is vertroue, maar ek op u goedertierenheid vertrou ek. Hierdie is die draaipunt in die hele Psalm en dit is ook 'n baie skielike verandering in grammatika. Hoor mooi, ons sien geen verandering in die omstandighede van Dawid nie. Net 'n doelbewuste besluit wat sê op u goedertierenheid vertrou ek. Let ook op dat Dawid se fokus is op God se vertroue, nie in die verandering van omstandighede nie. Hy vertrou op die verbintenis of die commitment wat God met hom gemaak het. Hy vertrou op God se karakter, want God se verbintenis en karakter is dit wat alle omstandighede voorafgaan en oorleef. Dit is die goedertierenheid van God. Let mooi waarop Dawid sy vertroue plaas. Op u goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor die heil. Met ander woorde, Dawid sê, ek gaan baie bly wees as u hierdie ding vir my verander, maar ek vertrou nie op die uitkoms nie, ek vertrou op u goedheid. Julle kan maar vir my ietsie aansit, dankie. Vertroue in God maak die gelowige soos die berg Sion, wat nie verskuif kan word nie. Dawid praat in hierdie sinnetjie wat hy hier praat van wat ons noem die voltooide tyd. Met ander woorde, Dawid sê, ek het lank terug al besluit dat ek my vertroue in God sal sit ten spyte van. Al gaan dinge verkeerd, ek sal God vertrou. Al is al nie geld in die bank nie, ek sal God vertrou. Al vreet die siekte my liggaam op, ek sal God vertrou. Hy herbevestig sy vertroue in die goedheid van God. Al het daar nog niks gebeur nie. En hoekom? En hierdie is my tweede antwoord op hoekom God dinge toelaat of selfs veroorsaak. Romeine 8:18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, sal enigiemand hier wie God liefhet? Vir hulle wat God liefhet, vat aan jouself en sê, dis ek daai. Kom, vat aan jouself. Sê, dis ek. En vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vandag se kort eenvoudige boodskapie is dit. Kom oor jouself. En kies vandag vertroue bo begrip. Met ander woorde, ek sal God vertrou. Al verstaan ek nie, al sien ek nie, al hoor ek nie, al kruip ek dan op my knie vir nog 10 jaar. Ek sal God vertrou, want alles sal reg uitwerk in hierdie lewe of in die volgende, maar alles sal reg uitwerk. Wil jy nie dalk 'n oomblik vat? Miskien moet ons
as die Here dit ook so op jou hart dalk druk, andersins praat met die Here oor wat op jou hart lê. Maar miskien moet ons vanoggend heel eers vir die Here om verskoning vra, dat ons gedink het, dat hy ons iets skuld. Miskien moet ons dan vir die Here om verskoning vra, dat ons eerder ons eie planne sal uitdink, as wat ons na God toe sal gaan. En dan derdens, miskien vir die Here sê, Here, ek kies vandag om U te vertrou, al verstaan ek nie. Praat met die Here. Vader, baie, baie dankie dat U getrou bly, al is ons ontrou. Baie, baie, baie dankie. Here, ek kan getuig saam met my broers en susters, want hier is baie mense oor baie verskillende generasies en ouderdomme. En ons kan getuig dat ons was jonk, en ons het oud geword, maar nog nooit die goedertierenheid van die Here gesien val nie. U bly getrou van generasie tot generasie en van geslag tot geslag. Here my God, hier is mense wat vanoggend hier sit, en hulle kan nie eers meer die lig aan die einde van die tonnel sien nie. Daar is mense wat hier sit wat so bang is. Mense wat hier sit wat nie 'n uitweg sien nie weet watter besluite om te maak nie. En Here, ek wil nie sommer net 'n liklaag dingetjie sê nie, want elke persoon se omstandighede is uniek, en op sy eie uniekheid erg genoeg vir elkeen. So Here, ek wil U vra, heel eerste, dat U elke persoon wat voor my sit, die sagte versekering sal gee dat U is met hulle. En al voel dit, of U ons gelos het met tye, want Here, dit doen. Dat ons nie op ons emosies of gevoelens sal staat maak nie, maar sal vertrou in die goedertierenheid van God. Maar Here, in dieselfde asem wil ek ook vra dat U tog verligting sal bring as dit in U tyd is, dat U verligting sal bring vir mense. Here, hierdie lewe het baie swaar en baie moeilik geraak. En ons weet regtig nie meer altyd watter kant toe nie. En in hierdie omstandighede dink ek is my heel eerste uitroep is, kom Here Jesus, kom. Ons wag vir U en ons het U so nodig. Maar as U dan besluit om nog te vertoef vir 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar, 10 jaar, 50 jaar, mag ons, wanneer ons voor U troon staan, nie probleemloos gevind word nie, maar mense wie in God vertrou het tot op die bitter einde. Mag ons voor U staan en getrou bevind word. En Here, U weet hoe ek en ek weet elkeen wat hier sit verlang om net daai woorde te hoor. Wel gedaan. As ons net dit kan hoor, dan is dit loon genoeg.
So help ons om getrou bevind te word. Help ons om ons vertroue in U te sit. En deur hierdie ding, Heilige Gees, ons kan dit nie doen as U ons nie onderskraag en aan ons krag gee nie. So daarom, Heilige Gees, in ons swakheid word U krag volbring. Daarom roem ons in ons swakheid. Want ons weet dat wanneer ons swak is U sterk. En ons rus in U. Sal U asseblief ook, Vader, deur U Heilige Gees, elke persoon wat hier sit, vul met U vrede. Jesus het gesê, my vrede los ek vir julle, nie die vrede van die wêreld nie, want hulle het dit nie geken nie, maar my vrede. So Vader, deur die krag van U Heilige Gees, weet nie dalk jou hande opsteek net vir 'n oomblik nie, as jy wil. En dan sê net, Vader, vul my met U vrede. Kom, sê dit vir. En nou vir 'n paar sekondes sê vir hom dankie. Sê vir hom dankie. Lig jou stem op, sê vir hom dankie. Dankie Here dat U 'n uitkoms gee, al sien ek nog nie een nie. Dankie Here dat U 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie, al sien ek dit nie. Dankie Here dat U ons nie los nie. Dankie Here dat al gaan hierdie probleem nooit weg nie. Eendag is eendag, dan gaan alles oukei wees. Ons eer U en meer as dit, dankie vir Jesus Christus. Dankie vir die kruis. Dankie vir U Heilige Gees. Dankie vir ons broers en susters. Dankie dat ons deel mag wees van die geestelike liggaam van Christus. Here, mag hierdie 'n week wees waar elke persoon wat hier sit nie noodwendig geen probleme sal hê nie, maar waar hulle U sal herontdek. Mag hierdie 'n week wees waar elkeen U herontdek op 'n manier wat hulle dalk van vergeet het of dalk nooit eers raak gesien het nie. En ons vertrou U vir wonderwerke, Here, maar meer as al daai goed, dat ons U mag ken. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus, U heilige kind, bid ons dit. Amen.